Ek dink vir die Here baie dankie sê, geen pyn nou Kobus. Is hy reg? Die pynbok is in, geen pyn op die oomblik nie, ons bid dat dit sal hou vir lank. Die dokter kan nie tydelike oplossing gee, maar die Here kan die genesing werk nie. Staan julle? Ek dink ook aan spesifiek aan Willie. Weet as jy vir die eerste keer saam kerk toe kom, waar jou vrou begrawe is, alles die eerste keer wat jy doen nou sonder jou vrou, eerste keer kerk toe kom sonder jou vrou, dis nie so maklik nie hoor. Dit vat en nou. Kersfees gaan kom, Nieuwejaar, alles die eerste keer alleen. Ek dink die Here se genade baie nodig om jou by te staan deur so iets. Ek is opgewonde oor my preek. Ons gaan praat oor Gideon se lewe, deel 2. Dan gaan ons kyk na Rigters 8, vers 21 tot 24. Dit het jy klaar by die huis gelees. As ek moet lees en nog moet praat, gaan ons uitmaak en dan gaan ek jou vat tot môreoggend toe. So, dis ook wat ek vir julle gesê, ek lees dit sommer by die huis. Dan gaan ek jou baie help. Nou die volgende toets wat Gideon moet doen is die reinheid toets. Nou julle sal sien dat die boodskap raak al hoe interessanter van die lewe van Gideon in sy laaste dae wat hy gehad het hier op die aarde. Kom ons kyk wat gebeur met die reinheid toets. God gaan, en hy gaan na Abraham toe, en hy gaan na Sarah toe, en hy sê vir hulle hoorison, julle moet julle land verlaat, julle moet julle afgode los, en julle moet julle familie los, ek gaan julle na 'n beloofde land toestuur, ek beloof dit vir julle, julle gaan 'n groot nasie kry, ek gaan vir julle seën gee, en uit daardie nasie van julle, gaan die verlosser van die wêreld gebore word, Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Nou, net so kom God en hy gee vir my en vir jou beloftes, en baie kere dan voel ek vir my en vir jou, net soos met Abraham en Sarah, maar God vat te lank om die belofte in vervulling te bring. Wie was al daar gewees? Ons seker ons almal net. Jy het 'n belofte by die Here gekry, maar die belofte kom nie deur nie. En dan voel ek en jy ook soos Abraham en Sarah, maar die ergste van alles is, dat Abraham en Sarah was baie oud gewees op daardie stadium. So vir hulle om 'n kind te kry, moet God 'n wonderwerk doen in beide van hulle. Stem julle saam? God moet 'n wonderwerk doen in beide van hulle. Nou wat doen Sarah? Sy sê vir hom, vir haar man, hoor is Abraham, ek dink jy moet by haar gaan slaap, dat jy 'n seentjie by haar kan kry, dat ons kan aangaan met ons lewe. Ons kan nie wag tot daar nog iets moet gebeur nie. Dan kom ek sê vir jou om by jou vrou te slaap en 'n kind te kry, en by jou meisie te slaap en 'n kind te kry, is twee verskillende goed hoor. Dit is nie dieselfde nie, ouma. Dit is nie dieselfde nie. Nou, Abraham doen dit toe, hy luister vir sy vrou, en klein Ismaeltjie word toe gebore, by Hagar, maar jy nou iets verstaan, Abraham was 'n Jood gewees, en Hagar was 'n Egiptenaar gewees. Nou, Ismael, vandag, is die vader van die Arabiere. Nou dit is nou waar die interessante deel kom van geskiedenis. Hoor mooi, Ismael, is die vader van die Arabiere. En wat doen Sarah? Intussen kry Sarah 'n babietjie. Dit is God se keuse dat sy die babietjie moes kry. Hulle moet die kind toe, klein Isaakie. Isak beteken lag. God het altyd die laaste lag. Stem julle saam? En wie Ismaeltjie word gebore? Wat beteken Ismael? Ismael beteken sy hand is teen jou. Nou God, dit was God se keuse natuurlik gewees dat klein Isaakie gebore word. En wie veg Gideon teen die mense in die Gaza-strook wat vandag in die Gaza-strook is, nog steeds. Hy veg teen hulle in die Gaza-strook en nog steeds is daar gevegte teen hulle. Die twee broers kom teen mekaar, maar as konflik. En nou moet jy iets verstaan. Dat vandag se dae kry jy nog steeds broers en susters wat met mekaar beklei oor iets wat jare terug gebeur het. En hulle praat glad nie met mekaar nie. Wie wat se ergste van alles? Dat elke broer of suster wat beklei met mekaar dink hulle is reg. Die ander een dink die ander een is verkeerd. Nou hoor gou mooi wat ek sê.
Daar's iets wat jy moet leer in die lewe. Mense, ek en jy kan nie bekostig dat enige iets jou uit die hemel uithou nie. Soos onvergewensgesindheid sê ek vir jou gaan jou uit die hemel uithou. Moenie wees eerder die minste, en al weet jy jy's reg, vergewe, sê vergewe my asseblief, ek was 'n paartjie gewees, of wat jy ook al sê, ek is jammer, ek moes dit nie gedoen het. Al is jy reg, wees die minste en sê vergewe my. Hoeveel mense is daar vandag wat vir baie jare sit met onvergewensgesindheid teenoor mense? Mense, jy gaan nie die hemel maak nie. Nou, wat doen Gideon toe hy die oorlog gewen het? Hy vat al hulle goud. Hoe stupid is jy? Hy vat al hulle afgode saam met hom. Ek bedoel, wat hulle met die afgode maak? Nou, jy moet iets verstaan, 1500 jaar daarna is daar 'n Islamiet, een van die Islamiete, en sy naam was Mohammed geweest, en hy besluit maar ons eie geloof hê. En hy besluit, dit is vandag die Islam geloof, en die Islam geloof, en hierdie Mohammed aanbid toe 'n afgod met die naam van Allah, wat natuurlik demonies is. Nee? Hoor gou mooi, die afgod, hierdie is 'n interessante deel, die afgod wat Gideon gevat het jare terug, by die vyand, was dieselfde simboliese teken as die Islamse geloof vandag. Wat was dit gewees? Die halfbaantjie met die sterretjie, jy het al gesien. Hy het presies daai afgod gevat, by hulle, ek weet nie hoekom vat jy dit saam, met ander woorde, die reinheid toets faalheid. Nou wil ek iets vir jou verduidelik wat baie belangrik is. Wanneer jy in 'n kerk is, en in daai kerk is 'n kruis, en saam met die kruis is daar 'n halfbaantjie, en saam met daardie halfbaantjie is daar 'n sterretjie, en daar is 'n LQB vlag wat jy hang, van jy kan enigiets wees wat jy wil. Jy ken mos dit, party ons kan kies, jy kan 'n helikopter op wees, jy kan, party ons is guys, lesbiene, ons aanvaarde, dis hoekom die LQB vlag daar is. Hoor gou mooi! As jy hierdie goed in so 'n kerk het, gaan so 'n kerk, wat doen? Die reinheid toets nie slaag nie. Hulle het hom gefaal, want God is die enigste een wat aanbid moet word. Jy kan nie ander simbole hê om van ander gelowe in jou kerk en sê, ons is alright nie, ons aanvaar almal nie, die Here is lief vir almal. Maar dis weer nie, man! Ons weet wat die woord van God sê, wat is reg en wat is verkeerd. Hoor jy wat ek sê? Ek raak excited oor die goed, man. Kom ons kyk gou wat sê die karaktertoets. Rigters 8 vers 22 tot 28. Nou hierdie is die karaktertoets. Die mense kom na Gideon toe en sê vir hom, jy het vir ons die oorlog gewen, wil jy nie vir ons koning word nie. Hoor hoe slaag Gideon die toets? Hy sê, ek het nie gewen nie. Hy sê God het gewen. Jy sien julle hoe mooi kom en hy sê God het gewen. Nou, om 'n goeie leier te wees, moet jy 'n goeie volger wees. Wat het Isak? Hy het God gevolg. En wat sê hy vir die volg my? Want ek volg vir God. Hy slaag die toetsie, so is dit nie wonderlik nie. Maar dan sien jy, hy val weer in toets en dan slaag hy weer in toets. Dan val hy in toets en dan slaag hy weer in toets. Die wêreld het vandag 'n tekort aan goeie leiers. Ek praat van politieke leiers, ek praat van besigheidsleiers, ek praat van kerkleiers en kom ek sê vir jou, wat se leier het ek en jy nodig? Ons het 'n leier nodig wat die wil van die Here doen. Dis die leier wat ek en jy vandag nodig het. Nou wanneer jy 'n leier het, is die leier die een wat jou seën en vir jou vrede gee. Die oomblik toe Gideon in sy tyd en Rigters se tyd, was hulle 7 jaar lank in depressie. God rig vir Gideon op, toe hy hom oprig. Wat doen die leier? Hoor mooi, vir 40 jaar lang bring hy vrede. Hy is die leier, want die leier volg God. Sien julle die verskil wat plaasvind? Die leier volg die Here. Nou ek wil iets vir jou vertel, dit is baie waar. Nou vloeke en seëninge kom van 'n leier af. Die pa wat die leier is van die huis, die vloeke en die seëninge gaan van hom af na die kinders toe. Sy keuses en sy besluite bepaal waartoe die generasie gaan. Gaan dit 'n geseënde generasie wees of gaan dit 'n vloeke generasie wees? Want die keuse is by die pa wat oorgevat word na die kinders toe deur sy besluite en sy keuses. Hierdie is nogal mooi, hè? Hoor gou mooi. Dieselfde
beginsel geld vir kerke en vir besighede. As die pastoor of die dominee nie vas is van die gemeente nie, dan gaan die gemeente nie vas wees nie, want dit vloei oor na hulle toe. Dieselfde met die besigheid van 'n leier. Die keuses en die besluite wat hy maak vloei oor na die besigheid toe. So as jy nie vas is nie, wil ek vir jou sê, het jy 'n probleem, want die seëninge en die vloeke kom van jou af, van jou leierskap af. Nou as daar nie 'n leier is wat van God afkom nie, wil ek vir jou sê, gaan niks verander nie. Niks gaan verander nie. Jou grootste vyand in jou lewe is jouself. Niemand anders nie. Jy neem die keuse, jy neem die besluite, dis jou verantwoordelikheid wat gebeur. Hou op om mense te blameer, want jy die skuld wil gee vir dinge wat verkeerd loop in jou lewe. Jy maak die keuses. Wat moet dan iemand teenoor jou maak? Jy besluit wat die keuse is van daar wat jy gaan maak. Hoor gou mooi, jy kry nasies. Hierdie is 'n slegte enetjie. Jy kry nasies waar die leiers van die nasie verslawende gewoontes het. Nou dink jy so 'n nasie sal dit maak? Ek twyfel. Ek wil vir jou sê dat jy kry geestelike leiers. Wees versigtig om 'n geestelike leier te verag, want God het hom gekies. As hy iets verkeerd gedoen het, Kobus, sal God met hom deel, nie ek en jy. Want God het hom aangestel, en as God hom aangestel het, sal God met hom deel. Moenie jy en ek met hom deel nie, al sien jy iets verkeerd wat hy doen. Hy moet verantwoordelik doen vir God. Maar as God hom aangestel het, los hom uit. Laat God met hom deel. Nou, as iemand homself as 'n leier maak, is dit nie baie goed nie. Hoor mooi wat ek sê. As iemand homself 'n leier maak, is dit nie baie goed nie. Wat doen die skape? Hulle volg 'n leier en hulle vertrou 'n leier. Wat doen Gideon? Hy maak homself 'n leier. Kan jy dit glo? Hy maak homself 'n leier. Nou, as God jou nie geroep het nie, en God het jou nie gesalf nie, dan maak jy jouself nie 'n leier nie. Wat doen Gideon hierso? Hy maak homself 'n priester. Dis nog die ergste. Hy maak homself 'n priester. En nou gaan ek terug na jare terug, toe God vir Israel verlos het uit Egipte uit. Wat doen die Egiptenare? Hulle vat al hulle goud en hulle bou 'n goue kalf. Ek sê vir vrede wat ek nie kan verstaan nie, reg in die Ou Testament sien jy hoe God wonderwerke doen vir die Israeliete en nog steeds bou hulle 'n goue kalf. Ek dink, wat's fout met julle? Ek dink ons het dalk dieselfde gedoen het. Maar nou sê ek kan nie verstaan nie, jy sien wat God vir jou doen en nog steeds gaan bou jy 'n goue kalf en hulle vergeet van God. Hoe kan jy God vergeet as jy die rooi see ooploop? Ek kan dit nie inkry nie, in my kop nie. Maar hoor gou wat die ergste van alles, hierdie selfde Gideon, toe hy die vyand oorwin, want hy het seker daai tyd beleef. Wat doen hy? Hy steel alle goud en hy steel al hulle afgode en hy steel al hulle dream catchers en al hulle peace symbols. Hierdie goedjies en klokkies wat so lyk. Al die dream catchers was ook. Hoor mooi man! God is 'n God van vrede. Weet toe Jesus by die disippels kom, toe sê vir hulle, ek gee vir julle vrede. Wat noem hulle Jesus die prins van vrede? As jy Jesus het jy vrede. Jy hoef nie vrede simbool om jou hangertjies en nekkies en hier op jou arms te dra nie, en dreamcatchers, klokkies wat lei. Nee! Jy het God nodig in jou lewe. Of sê ek hulle goed, ek het hierdie goed van my nou help om my pyn weg te vat. Kom ek sê vir jou man, dis nie God wat jou kan genees. Hou op met jou dreamcatchers en dream symbols en ek weet nie wat als nie. Hoor gou mooi. Wat doen Gideon? Hy het mos al die goud gevat, hy kry vir hangertjies oos en hy sit al die goud oor hy wyskinders, te lekker man. Vol goud, vol hangertjies en vol goue ringe. Ek wil vir jou sê, party mense kom dan sê hulle, daai worship is verby. Daai teologie is verby. Mense, as jy dit sê, dan aanbid jy jouself. Worship is vir die Here. As jy na enige kerk toe gaan, en jy sê, daai worship is nou nie verby nie, die worship is in elk geval nie vir jou, dit is vir die Here. Of jy dit daarvan hou of nie, hulle doen dit nie vir jou nie, hulle doen dit vir die Here. En ek wil vir jou sê, worship is waar die bruidegom verheerlik. Dit is waar daar worship is. As jy iets anders te worship, dan oreer jy, en ons noem dit
oorspel. Hoor gou mooi. As ek sê ek behoort aan die Here en ek hardloop agter mag, ek hardloop agter seks, ek hardloop agter filosofie, ek hardloop agter roem aan, ek wil vir jou sê, want jy tyd en energie aan dit spandeer, wil ek vir jou sê die volgende, is jy besig met oorspel. Daar is iets wat ek die afgelope tyd vir my baie belangrik geraak het, ook hierdie preek voorberei. Mense, ek en jy het 'n verbondsverhouding met God. En dit is tyd dat ons die verbondsverhouding met God ernstig opneem. En dit is dieselfde hoe God sy verhouding met ons vergelyk met die huwelik. Daar's geen ding by God dat jy huwelik, dat daar 'n breuk is in die huwelik nie. Dis 'n verbondsverhouding. In ander woorde, vir ewig en ewig. Ek het mooi vir Jakob klaar, dis ook gebeur voor die huwelikse parade. As jy nou 'n skuif maak met boetie met jou nou maak, na die tyd kan jy hom nie maak. Want jy doen 'n verbondsverhouding met God, jy kan nie uit dit uitkom nie. Nou dink ek vir myself, as ek in 'n verbondsverhouding met God is, dan beteken dit God is getrou aan my, dan beteken dit ek moet getrou wees aan God. Mense, ons moet dit begin ernstig opneem, ons verbondsverhouding met God is meer as goud werd, hoor. Baie meer as goud werd. Ons kom by die derde toets. Rigters 8 vers 29 tot 35. Die plesiertoets. Ek dink as jy op pensioen gaan, die wat op pensioen is, almal verlang om pensioen te wees. Maar hy slaag ook nie die pensioentoets nie, die plesiertoets nie. Hy het baie geld, hy het vrede in sy lewe, en hy geniet die lewe, maar hy slaag nie hierdie toets nie. Die oomblik toe Gideon doodgaan, wat gebeur met die land? Toe sal bose mense by die land weer oorval. Dan kom mense op Groeneveld en verduidelik jou gou iets, wat gaan gebeur, nie dalk miskien nie, moontlik nie, dit gaan gebeur. Wanneer jy in die kurrikulum van die skole gaan hulle vir die kinders sê, die polisie is sleg. Jy hoef jou nie te onderwerp aan die wet nie, en as jy 'n kriminele oortreding doen, dan kry jy vir jou 'n counselor en hy sal vir jou simpatie vir jou gee, maar die polisie mag nie met jou deel nie. Wat dink jy is so 'n toekoms van so 'n land? Ons is besig om onder te gaan. Wanneer jy Jesus Christus uit die kurrikulum uithaal by skole, wat gaan gebeur? Die land se ondergang. As die land se leiers goddelose leiers is en bose leiers is, wat is die land se ondergang? En dan wonder ons, wat het verkeerd gegaan? Maak jou oë oop, man! Ek het nou dag vir iemand gesê, weet baie keer raak ons so kwaad vir mense vir goede wat hulle doen. En sê ek dink gou mooi daaraan. Ons mag eintlik nie kwaad raak vir hulle nie. Want as 'n sondaar en 'n sondaar weet nie wat is verkeerd in God se oë nie, want hy het nog nie by God uitgekom nie. As jy dit so daaraan dink, dan kyk jy anders na mense. Dink mooi wat ek sê. Want die sondaar, hy doen goed en jy werk jou so op en jou bloeddruk styg op, want hierdie ou moet sulke vreemde snaakse goede. Maar kom ek sê vir jou, hy weet nie wat is reg nie. Hy moet nog by die Here uitkom, daarom moet ek en jy bid en sê, Here, red die ou se siel. Sien julle hoe kyk jy anders na 'n mens, as dit is hoe ek dit vir jou verduidelik? Dis 'n hele ander prentjie, hè, wanneer jy dit doen. Luister gou mooi. Hierdie mense het die Here vergeet van alles, hulle het gesien wat God doen, hulle vergeet die Here. Kom ek sê vir jou wat ons vandag moet doen, Marius en Adrie. Ons moet ons kinders Bybelse waarhede leer. En wanneer jy jou kinders Bybelse waarhede leer, dan sal die land se ondergang nie plaasvind nie, want die ouers leer die kinders reg. Want as die ouers nie die kinders, dan is mos nou die volgende geslag. Wanneer die ouers die kinders reg leer, dan sal dit reg gaan in die land. Dan sal dit sal goed gaan met die nasie. Maar as jy hierdie goed uit die kurrikulum uithaal in die skole en dit en hierdie snaakse goed te begin doen, gaan die land dit nie maak nie. Hoor wat ek vir jou sê. Die ander probleem is seksuele sondes veroorsaak 'n generasie krisis. Jy kry deesdae, die Here moet ons help. Jy kry deesdae swingersklap. As jy hand opsien, dan weet ek jy weet waar jy was. Nou as jy 'n groep seks dink en dan sê die mense, ag ons maak niemand kwaad nie. Ons is volwassenes. Niemand kry seer nie. Ek dink in die deel van kop geval. Hoor
ou dag is ek daar in Johannesburg. En daar was 'n ou wat daar met my praat en hy die blou tyd, hy sê vir my, ek en my vrou behoort aan 'n boeddhiste kamp. Nou, kyk, check ek hier ooit, ek vra vir okay. Hy sê vir my, ek sê nou, vertel my 'n bietjie meer wat daar aangaan. Jy skielak, hè? Hy sê nee, ons is so 4000 mense, ek dog, ja. Hy sê ons almal lokaal rond. Ek dog, ja, dis 'n willeklap hierdie. Hy sê ons woon dit so 4 keer die jaar. Ek sê dan, wat doen julle daar? Hy sê nee, ons gesels vir die mense. Ek vra vir hom, nou wat is die doel van die kaalloop? Wat is die doel daarvan? Hy sê nie, Adam en Eva kaalloop, nou loop ons op maar kaal. Nou dan kyk vir myself, ek sê vir hom toe, ek wil net met hom beklein. Ek sê vir hom, jy weet jy is 'n ou wen vir die Here voor, jy wil net beklein met hom dan na die Here toe wen. Maar ek sê toe vir hom, hoor so maar, Adam en Eva was so kaal gewees, hy sê, maar hulle het die sonde gehad. Nou sê ek, en ek hou toe net daar so, hy sê nee, wat ons maak niemand seer, presies dat ek sê, dat dink ek, okay, nou, ek sê toe vir hom, weet nou, Adam en Eva het die sondes gehad, toe hulle kaal was. Mense luister gegooi, jy maak 'n waalwyd deur wat waalwyd oop is, vir 'n demone om in te kom in jou lewe. Waarmee is jy besig? Nou gaan jy daar vroue se hande, as die mans jou vrou sien, en die vrou is jou man sien. Moenie jou hand opsteek asseblief tot. Mense, hierdie goed is realiteit wat gebeur. Ek gedog, weet, sulke goed bestaan nie. Lyk vir my ek lewe in Kamala. Toe ek dit self beleef het. Die ons is hier in die district, die ons is antwoord. Die lekker in sy kopie. Nou kom ek sê vir jou, ek kan onmiddellik vir myself dink, ek kan nou te kere gaan, maar die ou het nog nie by die Here uitgekom. Verstaan julle, want as jy by die Here uitkom, jy nie sulke goed nie. So dit beteken ek moet bid dat die Here dat hy tot bekering kom, dat die Here sy oë sal oopmaak. Nou kom ek vertel vir jou, Gideon het baie kinders gehad, julle het dit seker gelees. Hy het 70 kinders gehad, hierdie het gewoeker. 70 kinders. Hier is die ergste van alles. Jy kan baie kinders hê, die probleem is jy 'n vader vir jou kinders. Dis 'n verskil. Want as jy jou kinders opvoed in die vrese van God, maak dit 'n ander saak. Maar Gideon doen dit nie. Hy seker te veel kinders, hy kan nie bybly. Ons sal nou in ons taal sê, hy is soos 'n konyn verkeerde gegaan. Maar luister gou mooi. Hierdie een seun van hom, sy kop hang uit. Hy maak 68 broers dood. Nou dink ek, jy moet 'n moordenaar wees om dit te doen. Wat gaan in jou kop aan? Die eerste ding wat ek in myself dink is, hierdie ou nog nie by die Here uitgekom nie. Hy maak 68 van sy broers dood, en ek soek in die Bybel, maar waar is die ander broer uit weggehardloop? Dis hoekom hy op nie kon doodmaak. En daar is nog ander wys in hoofstuk 9 en Rigters 9, wat 'n meelsteen vat en op sy kop gooi, en hy gaan toe net daar dood. En ek dink so by myself, jy moes al lank al gevrek het, jy sleg dit. Miskien ek dit te sien nie, maar daar het nie soveel mense doodgemaak nie. Maar sy het toe 'n meelsteen op sy kop gegooi, en hy is toe dood. Sê, hierdie ouetjie se naam was, wat die moord gepleeg het, was Abimelech. Dit was sy naam gewees. Nou ek kyk toe na die verhaal van Gideon, en daar is 'n paar vrae wat ek vir myself vra. Die eerste vraag wat ek vir myself sê is, as daar hoop is vir Gideon, is daar hoop vir my en vir jou. Ek wil vir jou sê, Gideon was nie perfek nie, ek en jy is ook nie perfek. Ek wil vir jou sê, as die Here vir Gideon vergewe het, vergewe hy vir my en vir jou ook. Net soos wat die Here vir Gideon gebruik het vandag vir my en vir jou ook. Ek wil vir jou sê, dan gaan kyk ek in myself en ek vra 'n vraag vir myself, is hierdie ou hemel toe, ja of nee? Met sy foute. En ek sien in Hebreërs 12, as jy gaan kyk, dan praat hulle van die Ou Testament helde van die Bybel. En ek sien Gideon se naam is een van die helde wat daar was. Met sy foute, met sy tekortkominge, en almal van ons wat hier sit, het ook foute. Nou sit ook tekortkominge. En tog kom God en hy gebruik my, en hy gebruik jou. Is dit nie kosbaar nie? Hoor gou wat ek vir jou sê. Vandag val en slaag ons toetse, net soos Gideon. God is Gideon se God, en hy is my en jou God ook vandag.
Jesus het gesterf, en wanneer ons val, om vir ons 'n nuwe lewe te gee. Dis hoekom hy gesterf het, omdat jou val, wil hy vir jou 'n nuwe lewe gee. Maar God wil nie net vir jou 'n nuwe lewe gee nie, hy wil ook jou sy genade gee. Hy wil ook sy teenwoordigheid vir jou gee. God gee vir my en vir jou die handtoetse, en ons val dit, en hy sal die toets vir jou aan mekaar gee, totdat jy dit slag. Hoor mooi, want hy bly nie vir jou. Hy wil hê met die toets slag, dat jy vorentoe kan beweeg. Ek wil vir jou sê, dit is nooit te laat om die toets te slaag. Mense, jy sukkel dalk met iets in jou lewe, hoor wat ek vir jou sê. Dit is nooit te laat om die toets te slaag. Ek wil afsluit met hierdie woorde. Nooi die Here in elke faset van jou lewe, en wanneer jy die Here innooi in elke faset van jou lewe, dan glo ek, sal die Here jou help. Dis die enigste manier hoe die Here jou kan help, as jy hom innooi en sê, Here, verander my. Weet, ons as mens sê altyd, Here, daai ou dit en dit gedoen, Here, verander daai ou, Here, doen dit meer. Sê, Here, begin by my, Here, verander my. Vra vir Here om elke faset van jou lewe, help my, Here, sodat ek kan verander, sodat ek alles wat ek sal doen, tot eer en verheerliking van U naam sal doen. Dankie, Here, dat U my gekies het. Wat ek bedoel gekies het, is dat daai toe jou lewe vir Here gegee, was die Here se genade daar vir jou. Maar weet jy, wonderlik is dit dat jy die besluit geneem het en gesê, Here, ek wil U aanneem. Maar help my, Here, want ek kan nie in my eie krag staande bly. Want ek wil vir jou sê, sonder God is hier niks. Maar met God aan jou sy kan jy van oorwinning tot oorwinning gaan en van krag tot krag. Maar nog steeds, ten spyte van dat ons die Heilige Gees het, doen ons nog steeds foute. Want ons is mense. Hoor wat ek sê, ons is mense. Ek wil vir jou sê, baie kere, ek het nou die dag, bel my tannie by die Kaap en sy huil so bietjie, sy sê vir my, Wessel, ek wil weet, hoe gaan ek jou, sy is al 80. Mevrou sê, Wessel, ek wil weet, ek kyk na my lewe terug, en wonder ek, gaan ek hemel doen. Niet as jy op 'n plek is en jy wonder. Ek sê vir my tannie, ek sê vir haar, sy bid nie genoeg nie, en almal van ons wat hier seker sit, voel ons bid nie genoeg nie. Maar kom ek vertel jou goed, ek wil jou gerus stel vanmôre. Hou op om skuldgevoelens te hê, want ek gaan nog nie afval sien. Hou op om skuldgevoelens te hê. Wanneer jy by die werk is, wanneer jy waar jy ook al besig is, ek praat met jou oop, dan praat jy met die Here, terwyl jy besig is met jou daaglikse goedjies. Dan is jy gedurig deur in kontak met die Here. Jy hoef nie op jou mense die gedagte, ek moet op my knieë wees om daar by die Here te wees. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Wanneer Kobus ry, baie keer moet hy gaan ry by sy werk, terwyl hy op die pad is, kan hy met die Here praat. Verstaan jy wat ek sê? Moenie skuldig voel, omdat ek nou nie uur of 2 ure gebid het. Hoor wat ek vir jou sê. Maar my vraag is jy in kontak met die Here die hele dag? Of nie? Net jy sal weet. Ek wil vir jou sê, hou op om skuldig te voel, want ek bid nie genoeg nie. Jy praat met die Here ons elke dag. Is dit nie so nie? Ja, jy kan ons nie toe oor ry met die kar nie, ry in 'n bal vas. Maar jy ook om praat met die Here. Die Here verstaan jou hart. Hy ken jou hart. OK, kom ons staan. Dan sluit ons af vir die